Ek wil vra dat die woord saam met ons oopmaak by Openbaring hoofstuk 20. Openbaring hoofstuk 20. Ek het regtig in hierdie tyd probeer om sekere aspekte aan te raak ten opsigte van die wederkoms, en ek dink dit het vir u ook in hierdie tyd 'n redelike prentjie gegee van die tydslyn, hoe die Here ook 'n pad met die mens stap van Genesis af, en hoe hy dan ook Abraham geroep het, waaruit 'n nasie ontstaan het. Uit die nasie uit het daar 'n verlosser gekom, en dan weet ons dat met die uitstorting van die Heilige Gees was dit dan die ontstaan van die kerk, die geboorte van die kerk, wat dan in 'n gaping beginsel val ten opsigte van die Ou Testamentiese sieninge, dat die Ou Testamentiese profete het boor gekyk, en dan het hulle die wederkoms rakende die groot verdrukking, en dan die verskyning van die Here Jesus op die Olyfberg, het hulle baie dinge geprofeteer, en dan was dit gewees dat die kerk het tussen die 69ste en die 70ste week van Daniël tot stand gekom, maar dat die kerk dan weggeneem sal word, in die wolke weggevoer, die Here tegemoet, wat anders sal wees as die Here Jesus wat op die Olyfberg gaan verskyn, maar dan breek die groot verdrukkingstydperk aan, en dit ook wat Daniël vir ons leer in Daniël 9 vers 27, die 70ste week, waar die Antichrist na vore gaan kom, waar hy 'n verbond met Israel gaan sluit, 'n vredesverbond, maar nou weet ons baie duidelik, met die Nuwe Testament kom sien ons wat die Ou Testament vir ons leer, dat die Antichrist gaan opstaan as 'n valse vredemaker. Die eerste seël wat gebreek is, hy kom op 'n wit perd, maar hy het 'n boog in sy hand, en hy kom as 'n oorwinnaar, maar hy gaan dit met geweld gaan hy beoefen, en dan in die middel van die groot verdrukkingstydperk, na 3,5 jaar, dan gaan hy sy verbond met Israel verbreek, en sal Israel dan nie meer kan offers bring nie, want hoekom? Die Satan word in die middel van die groot verdrukking, word hy neergewerp op die aarde, en dan gaan dit maak dat hy gaan homself in die heiligdom kom plaas, sodat hy dan geaanbid kan word deur die liggaam van die Antichrist, en dit gaan dan 'n vervolgingstydperk wees wat nog groter verdrukking gaan wees as die eerste 3,5 jaar. Dis kom baie mense praat van die eerste 3,5 jaar as die tydperk van verdrukking, en dan die laaste 3,5 jaar praat hulle van die groot verdrukking. Ek noem sommer die groot verdrukking in sigself, want jy wil nie in een van daai twee tydperke wil jy wees nie. En dan gaan die Here Jesus kom, en nou gaan ons kyk na die laaste tyd, voordat 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde vir ons daar gestel gaan word. En dit is dan die 1000-jarige vrederyk. So ek wil hê ons moet saam lees uit Openbaring 20 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Hy sê vir ons in Openbaring 20, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het die trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe tot hy 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan en die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en 'n vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word,
tot in alle ewigheid. Tot en met sover uit die woord van die Here. En wanneer ons dan praat oor die 1000-jarige vrederyk, lees ons dit in Openbaring 20 vers 2 en 7 waar hy sê, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lang, en wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Die vraag is dit 'n letterlike 1000 jaar van gebondenheid? En ek wil graag hê ons moet vanaand hierdie onderwerp aanraak, omdat ons ook in 'n tyd leef waar mense glo dat die kerk in die geestelike 1000-jarige vrederyk is. En dit beteken hulle sien nie die 1000 jaar as 'n letterlike tydperk nie, hulle sien dit as 'n geestelike tydperk en een van hulle groter nasies gaan wees, omdat die Here Jesus dan aan die kruis die sonde oorwin het. Was dit dan gewees dat die vrede van God na die aarde toe gekom het, omdat hy die sonde oorwin het, en daardeur het hy die Satan oorwin, en dis die rede waarom ons dan vandag in 'n tydperk van vrede onsself bevind. Maar ons sit dalk met 'n paar probleme, en daarom wil ek baie strategies met u deur hierdie punte gaan, sodat u dan die onderskeid kan maak ten opsigte van 'n letterlike 1000 jaar, of dan 'n geestelike 1000 jaar. En ek gaan net met die eerste standpunt uit om te sê, sover as wat jy die woord van die Here lees hom letterlik. Daar is beeldspraak in die woord van die Here, en daar sien ons dit baie duidelik rondom die draak, wat dan die verwysing is, en dit word gedefinieer, dis die Satan, dis die duiwel. Maar dit beteken nie omdat die draak simbolies is, dat dit nie 'n letterlike persoon gaan wees nie. En daarom is dit so belangrik om letterlik die woord te lees, maar kom ons gaan bietjie na die Satan wat gebind word. En dan sien ons dat kon die Satan van die begin af doen wat hy wou. Want wanneer ons praat van iemand wat gebind is, dan beteken dit hy is beperk. Hy kan nie maak wat hy wil. En nou vra ek die vraag, maar kon die Satan van die begin af doen wat hy wou? En dit beteken, was hy van die begin af in vryheid gewees, of was hy tog van die begin af alreeds beperk? En Job is vir ons baie duidelik die antwoord op dit, dat die Satan kon nog nooit net doen wat hy wou nie. Hy kon nog altyd net doen dit wat God hom toelaat om te doen. En daarom was hy dan van die begin af al beperk gewees. In Job 1 vers 11, ek haal maar net 'n vers aan, waar hy sê, maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in die aangesig seën. En die Satan kom hier met 'n redenering teenoor die Here. En hy sê, maar as u my sal toelaat, en ek gee my eie woorde nou, as u my sal toelaat om dit te doen, strek net die hand uit en laat my toe, gee my die vryheid om Job aan te raak. En wat lees ons? In die eerste plek het die Here dan vir hom gesê, jy kan alles van hom aanraak, behalwe Job homself. Toe kom hy in die tweede gedeelte, en hy kom terug in die vergadering van die engele voor die troon van die Here, en daarin lees jy, dat die Here dan vir hom sê, nou kan jy Job aanraak, maar wat mag jy nie doen nie? Jy mag hom nie doodmaak. En so het Job dan siek geword en swere gekry en alles en alles en alles. Maar dit is baie duidelik dat die Satan van die begin af alreeds beperk was. Nou wat het die kruisdood oor Satan dan bewerk? Want dit is dan die vraag. Wat was die doel van die kruisdood? En daarom sal ons sien dat die kruisdood het niks anders as 'n oorwinning bereik, nie 'n beperking nie. 'n Oorwinning, want hy was klaar beperk. Hy kan nie buite die soewereine wil van God beweeg nie. Hy's klaar beperk. Maar wat het die kruisdood vir ons bewerk? Die oorwinning wat dan vir ons gegee is. En daarom sien ons baie duidelik in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, waar hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En dit beteken, die Here het vir die kind van God 'n oorwinning daar gestel, sodat ek en jy nie meer onder die mag van sonde hoef te wees nie, maar dat ons oor sonde kan heers
en dat ons selfs die vestings van sataniese werke kan teengaan deur gebed, want hy sê, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek. Wat se planne? Die sataniese planne, Satanse planne, om op die einde van die dag mense te laat struikel, dat ek en jy het die krag van God ontvang om in 'n oorwinningslewe te leef. En dis wat Paulus sê, dat ek is meer as oorwinnaar in Christus my liefhet, en kan ek bid teen die planne van Satan, sodat sy planne nie kan realiseer nie. Dis geestelike oorlogvoering. En daarom sê hy die woorde, waar hy sê, en elke skans wat opgewerp word, teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem, tot die gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Dis baie duidelik, dat deur die kruiswerk van die Here Jesus, dat daar vir ons 'n autoriteit gegee is, waarin ek en jy kan leef, en luister gou mooi, dis nie 'n autoriteit van name it en claim it nie. Dis nie autoriteit van ek gaan staan langs my rooi Ferrari en sê, I claim you in the name of Jesus that you will be mine. Dis nie daai goeders nie. Die autoriteit wat die Here vir ons gee, gaan nie oor materialisme nie. Die autoriteit wat die Here vir ons gee, gaan oor die krag van gebed. En daarom sê hy dat die gebed van 'n regverdige het groot krag. En dis in daardie krag waarin ek en jy kan beweeg, waar die Here mense aanraak en genees, waar die Here mense tot bekering bring, omdat ek en jy vir daai persoon gebid het dat hy gered moet word. Hoeveel mense het jy nog op jou gebedslys waarvoor jy bid wat nog tot bekering moet kom? Want dis waar jou krag lê. En daarom is dit baie duidelik dat die kruisdood van die Here Jesus het die oorwinning oor Satan bewerk, die oorwinning oor sonde vir ons bewerk. Wat moet nog oor die Satan bewerk word? En dit is die finale oordeel, ons het dit hier gelees, hier in Openbaring 20 vers 10, waar hy sê, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerk. En daarom sê hy die woorde, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Nou wat is Satan nou vir ons? En daarom moet ons die onderskeid maak ten opsigte van wat Openbaring 20 vir ons leer rondom die 1000 jaar, om te kan sê, is dit 'n letterlike 1000 jaar of is dit 'n geestelike 1000 jaar, 'n figuurlike 1000 jaar? En dan sien ons Openbaring 12 vers 10 waar hy sê, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aankla voor ons God dag en nag. En dit beteken, wat dit beteken, is dat tot en met vanaand toe, tot en met die middel van die groot verdrukkingstydperk, is die Satan die aanklaer van die broeders van die Ou Testament in die Nuwe Testament, totdat die Satan uit die hemel neergewerp sal word op aarde, waar hy dan nie net sy woonplek verloor het in die begin nie, maar nou sy toegang ook. En dis die rede waarom Johannes dit vir ons skryf in 1 Johannes 2 vers 1. Hy sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Nou hoekom? Hoekom sê dit? Hy sê, want as jy sondig, hy kom leer dit vir jou, dat as jy sondig, dan word jy aangekla by God, deur wie? Deur die Satan. Die Satan kom na die Vader toe en sê, o, hy word kind van God genoem, maar kyk wat sy swakkeling is hy. Kyk wat sy swak geloof het hy. En daai aanklaag bewerk 'n geestelike stryd in jou, as jy nie verstaan wat die woord van die Here jou leer nie. En dan sê Johannes hierdie woorde. Hy sê, as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Jesus Christus, die regverdige. En dit beteken dat waar die Satan my nou aankla voor God, kom die Here Jesus en kom tree hy in vir my. In watter hoedanigheid tree hy vir my in? In die hoedanigheid van wat my posisie in hom is. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy verstaan wat dit beteken om in Christus te wees. Want wanneer die Here Jesus vir my intree, dan kom bely hy dat hy die oorwinning aan die kruis vir my kom bewerk en my daarin geregverdig. En deurdat hy my daarin geregverdig het, het hy my daarin gewederbaar
En dis hoekom ek 'n wedergebore kind van God genoem kan word. Ten spyte van 'n moontlikheid dat ek sonde toegelaat het. En daarom het ek nodig om net vinnig hierdie met u deur te gaan. Wat is die stappe van Satan se val? Heel eers het hy hoogmoedig geword. En toe verloor hy sy woonplek in die hemel. Nou dit is heel in die begin. En dit kan ook wees voor die skepping van hemel en aarde. In Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Kan dit wees dat die Satan al reeds voor dit geval het. Ons weet nie hoe lank die engeles geskapenheid is nie. Wat ons wel weet is dat die aarde waarop ons is, ons glo nie in miljoene jare nie. Ons glo nie evolusie beleer nie. En daarom glo ons nie in die feit dat dinosourusse 300 miljoen jaar bestaan nie. Ons glo in die 6000 jaar van die tydperk, min of meer ongeveer naaste by plus minus, waar ons nou is, dat hierdie aarde beskou word deur die wetenskaplikes wat kinders van die Here is, dat hierdie 'n jong aarde is, en dat die mens en die dier op die aarde nie ouer kan wees as plus minus 6000 jaar nie. So ons glo nie in miljoene jare van evolusie nie. Nou gee vir my sê, maar waar kom dinosourusse vandaan? Gaan lees Job. Dan sê hy lees dat in Job word diere beskryf wat nie ons diere op aarde is nie. Hy praat daarvan 'n seekoei wat sy stert soos 'n sederboom is, wat sy bek oop staan as die rivier afkom. Nou wys jy vir my 'n seekoei in Afrika wat kan bly staan as 'n stormwater afkom. Hy word saamgesleep. So waarvan praat hy daar? Hy praat daar van 'n tipe dinosaurus. En dis dalk gewoonlik die een wat hulle praat van die T-Rex, want sy sterk soos 'n sederboom en hy staan sy pote en is 'n kragtige dinosaurus, hoe groot hy ook al is. So jy kan self 'n bietjie daai gaan oplees. Maar dit beteken voor alles het Satan hoogmoedig geword en toe verloor hy sy woonplek in die hemel. In Jesaja 14 vers 12 lees ons die woord waar die woord dit vir ons leer. Hy sê, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Nou hy het sy woonplek verloor, maar dit beteken nie dat hy sy funksionering vanuit die lig verloor nie. En daarom het hy nog steeds, alhoewel hy sy woonplek verloor het hy nog steeds toegang tot die troon van God gehad, en dat hy homself in die lig bevind en hy en sy demone hierin rond beweeg. Efesiërs 6 vers 12 sê dit. Hy sê wat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Wie is die bose geeste? Dis nie bose mense wat gesterf het en is hulle geeste wat rondsweef nie. Die Bybel sê vir ons dat jou gees gaan net na een van twee plekke toe as jy sterf. Dit gaan iewers nou heiliglik na die paradys toe wat bo by God is, of dit gaan na die doderyk toe. Jou gees sweef nie rond nie. En daarom is dit baie duidelik dat hierdie bose geeste is nie mense wat gesterf het wat boos was nie. Dis demone. Dis die Satan en sy trawante. Dis hulle wat in die lig hulle self bevind. En daarom sien ons daardeur met hierdie funksionering, omdat hy homself in die lig bevind, dat hy nog steeds toegang tot die troon van God het, word hy die aanklaer van gelowiges. Hy behou die toegang tot die hemel. In Job 1 vers 6. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Hy was in hulle teenwoordigheid voor die heilige God. En dan sien ons, maar hy het volhard in oorlog teen God. Ten spyte daarvan dat hy sy woonplek verloor het, spyte daarvan dat God hom uitgewerp het, dat hy nie meer 'n woonplek in die hemel het nie, het hy bly volhard met oorlog teen God. En dit gaan maak dat hy dan sy toegang tot die hemel gaan verloor. En dit gaan plaasvind in die middel van die groot verdrukking, in Openbaring 12 vers 9 en 10, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus,
Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklag voor ons God dag en nag. En dit beteken dat hy het nie meer in die autoriteit, hy kan nie meer in die autoriteit beweeg om aan te kla nie. Hy is neergewerp op die aarde, hy het nie eers meer toegang tot die lig nie, hy het nie eers meer toegang tot die troon van God nie. Hy is neergewerp op die aarde. En daarom dat hy sê, nou het die Heilige die krag en die koningskap, die eiendom van ons Here geword. Hoekom? Want die God van die hemel het ook die God van ons lig geword. Heiliglik is Satan die God van lig. Klein God. Maar die God wat ek en jy aanbid, is die een wat daardie autoriteit ook gaan oorneem. En dis wat Openbaring 12 vir jou dan leer. En dis hoekom ek sê onthou, tydslyn. Jy moet dit verstaan. En daarom volhard in oorlog teen God se volk en nakomelinge. En daarom, die feit dat hy neergewerp is op die aarde, het hy nie opgehou om oorlog te voer teen God nie. In die laaste 3,5 jaar, lees hy baie duidelik, het hy die nakomelinge van God en die volk van God, het hy vervolg. En dit lees jy in Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertorend op die vrou. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge van die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 20 vers 2 sê, en hy het die draak gegryp en die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En dit beteken omdat hy volhard het in die oorlog, gaan dit wees dat hy dan nou gebind sal word. En dan sien ons met sy volharding van die oorlog teen God, gaan hy selfs na die vrylating van sy gebondenheid, gaan hy volhard in oorlog teen Christus. En dit gaan dan oorgaan na die finale straf toe, in Openbaring 20 vers 7 tot 10, waar hy sê, en wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan en die nasies te verlei, wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag pynig word, tot in alle ewigheid. So dit is die trappe van die val van Satan, hoogmoedig, woonplek verloor, aangehou met sy oorlog teen God, hy word neergewerp op die aarde, hy word nie meer die aanklag van die broers genoem nie, maar hy volhard nog steeds, en dit veroorsaak, dat hy gebind word vir 1000 jaar, maar selfs na die 1000 jaar, volhard hy in 'n laaste oorlog, en dis die oorlog van Gog en Magog, volhard hy in 'n laaste oorlog, en dan gaan hy finaal in die poel van vuur gewerp word. Nou waarom gebonde wees vir 'n tyd? En dit is nou waar dit belangrik is. In 2 Petrus 3 vers 4, en ek wil hierdie graag net so bietjie vir insig wil ek graag inbring. En jy kan daai gedeelte gaan lees in 2 Petrus 3 vers 4 waar hy sê, waar die Paul Petrus vir ons skryf, hy sê in die laaste dae gaan mense sê, waar is die belofte van sy wederkoms? So in konteks van die betekenis van die wederkoms, dan kom Petrus met hierdie woorde in 2 Petrus 3 vers 8, waar hy sê, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Nou waarom bring ek dit vanaand in? Die Here het 6 dae gewerk en die 7de dag gerus. En in konteks van daardie wat hy ons leer in die begin van die woord, en dit wat Petrus dan ons kom leer rakende in die wederkoms, wil ons dan die uitgangspunt laat gaan om te sê, ons moet besef, dat as dit in lyn is met die 6 dae skepping en die 7de dag rus, dat as ons kyk in die tydperk wat ek en jy nou op aarde onsself beleef voor en met die wederkoms van die Here, dan praat ons van 6000 jaar van die skepping tot en met nou. En dat ons vlak voor die 7000ste jaar staan. Wat beteken dit? Want die 7de dag het God gerus. So die 7000ste jaar gaan dan 'n rusjaar moontlik wees. Dit word dan in daai konteks raak gesien. Wat sê dit vir my en vir jou? Dat die koms van die Here is naby. Die koms van die Here is naby. Want hierdie 7000ste jaar word dan gesien as die 1000-jarige vrederyk.
En dit beteken, dit gaan dus 'n letterlike 1000 jaar wees. Dis nie 'n geestelike 1000 jaar nie, want die Satan is nie heiliglik gebind, soos wat Openbaring 20 dit ons leer nie. Want hy is nog steeds die aanklaer van die broeders. Hy is nog steeds die versoeker op aarde. En die woord sê vir ons in Petrus, hy sê, weerstaan die duiwel. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Klink dit vir jou as iemand wat gebind is? Hy is oorwin, maar hy is nie gebind nie. Nie volgens Openbaring 20 nie. In Openbaring 20 is dit baie duidelik dat hy gaan vir 'n tyd lank gebind word en daardie binding gaan veroorsaak dat Satan vir 1000 jaar geen seggenskap in mense se lewens gaan hê vir 1000 jaar nie. Hy gaan nie versoek nie, hy gaan nie verlei nie en hy gaan nie hulle aankla. En dit beteken dat hierdie 1000ste jaar gaan 'n jaar wees van vrede. En hy leer dit vir ons in die woord. Hy sê in Openbaring 20 vers 3, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is. Is hy besig om nasies te verlei vandag? Definitief. Dis hoekom ons hierdie geweldige oorloë in die wêreld het. Dis hoekom ons hierdie geweldige dinge hoor van wat Jesus gesê het. Hy sê in die laaste dae gaan dit nasie teen nasie wees, broer teen broer. Die een gaan in oorlog opstaan teen iemand wat 'n geliefde van hom is. En dit is baie duidelik, daar's nog verleiding wat plaasvind. Hier lees ons dit. Daar gaan nie verleiding wees nie. En nou kom die Ou Testament en hy kom leer vir ons die wonderlikheid van hierdie tydperk van vrede. Want dit gaan 'n effek hê op die menslike bestaan. Luister mooi wat profeteer die woord. Hy sê vir ons in Jesaja 65 vers 20. Hy sê daarvandaan sal nie meer kom 'n suigeling van 'n paar dae of 'n grysaard wat sy dae nie voluit uitlewe nie. Want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word. So wat is die ouderdomslyn van 'n persoon in die 1000-jarige vrederyk? 100 jaar oud. Hoeveel jong mense, hoeveel kinders, hoeveel babatjies sterf vandag in ons teenwoordigheid? Maar Jesaja 65 vers 20 is baie duidelik dat hulle gaan in 'n lewenstydperk van 100 jaar uitleef. Nou, interessant, hy noem iets baie interessant. En hy praat hierso, en wie sondig, jy gaan op my sê, wat doen nie, jy moet nou sê, die Satan is gebind, hy kan nie meer mislei nie. Onthou net een ding, die mense wat in die 1000-jarige vrederyk gebore word nog steeds gebore met 'n sondige natuur. Want hulle word nog steeds in sonde ontvang en gebore. Dis die natuur wat ons almal ingebore word van Adam af. En dit beteken dat hulle gaan nog steeds in die 1000-jarige vrederyk in sonde gebore word. So die mag van sonde gaan in hom werk. Alhoewel die Satan nie meer daar is nie. Maar daai mag van sonde gaan hom in staat stel om te sondig. En al het hy gesondig, sal hy nog steeds sy 100 jaar oud leef. Dit gaan 'n effek op die natuur hê. Lees wat die woord van die Here leer. Hy sê in Jesaja 11 vers 6 tot 8. Hy sê dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie. En die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar. En 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Hy sal nie bang wees vir die leeu. Hy sal nie bang wees vir die wolf nie. Hy sal nie bang wees vir die luiperd nie. Hy sal hulle aanjaag. Hy sal sê kom, julle moet huis toe gaan. Kom. Ek was in die jaar 'n klein seentjie leeu. Ek het die voorreg gehad om daar by Vredes mos daai leeuplaas daarso. Dit hulle is 'n klein welpies. En ons het mense van België afgehaal wat kom kuier het en ons vat hulle toe na daai klein welpies om 'n bietjie welpies te gaan kyk. En ek sak net my kop so af vir 'n foto langs die klein welpie. En die oomblik toe ek my kop afsak en ek op sy level kom, kyk daai welpie my in die oë en hy grom vir my. Want toe sien hy my as 'n moontlike prooi vir hom. Dis sy natuur. Nou 'n klein seentjie is 'n prooi vir 'n leeu. Is 'n prooi vir 'n wolf. En dan sê hy die woorde,
Maar luister gou mooi wat sê. Hy sê die koei en die beerin wy. En nou die kleintjies lê by mekaar. Luister, die koei is die beerin se kos. Maar die kleintjies lê by mekaar. En dan sê hy hierdie woorde, en ek wil net mooi let op wat die woord sê. Hy sê die leeu eet strooi soos die os. In watter toestand was die leeu geskape gewees in die begin van die skepping? Hy was nie geskape as 'n karnivoor. Hy het 'n karnivoor geword toe sonde die wêreld ingekom het. Want daar was nie dood voor sonde nie. So 'n leeu was geskape om 'n herbivoor te wees. Jy kan dit nie glo met daai tande van hom. Maar dis hoe hy geskape was. En nou in die 1000-jarige vrederyk sien jy hoe die natuur van die dier verander om terug te keer na die begin hoe God hulle geskape het. Die leeu sal strooi eet soos 'n os. En die suigling speel by die gat van 'n adder. En die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk. Nou basilisk word gesien as 'n moontlike adderslang. 'n Giftige ding, 'n dier wat kan vernietig. En dan lees jy ook in Jesaja 65 vers 25. Hy sê die wolf en die lam sal saamwy en die leeu sal strooi eet soos 'n bees. Maar ek wil hê jy moet let op hierdie een. En stof sal die voedsel van die slang wees. Dis die enigste dier wat sy vervloekte staat hou, omdat hy die slang was wat Satan gebruik het, waardeur die Satan gewerk het om die mens te mislei. En omdat hy die mens mislei het, en omdat die Satan die dier was, het die Here vir hom gesê, van nou af sal jy op die buik van jou maag sy en jy sal stof eet. En daarom sien jy baie duidelik, dat die slang sal daai vervloekte staat nog behou. Stof sal die voedsel van die slang wees. En hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, sê die Here. Dit gaan 'n tydperk van vrede wees. Openbaring 20 vers 3, waar hy sê sodat hy die nasies nie meer sou verlei nie. En dit beteken, dit gaan 'n geestelike herstel wees wat by die mens gaan plaasvind. Kom ons wees eerlik vanaand. En ons vra net hierdie vraag en ons probeer hom vanaand antwoord. Is die mensdom op aarde geestelik intak met God? Dan sê ons nee. Dis 'n klein persentasie wat aan Jesus behoort. Die Bybel is baie duidelik. Daar's 'n breë weg, daar's 'n smal weg. Daar's baie wat op die breë weg is en dit is die pad na die verderf. Hy sê daar's min op die smal weg. En hy sê daar's min wat dit vind. As mens dink aan die hoeveelheid moslems, die moslim geloof hoe groot dit is. As ons dink aan hoe groot die hindoe geloof is. As ons dink hoe groot ander gelowe selfs in die Christendom is wat nie eers Jesus bely as God nie. Dan besef ons leef definitief nie in 'n geestelike staat van wat Sagaria 14 vers 16 vir ons leer. Luister wat sê hy. Hy sê en almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het. En dit beteken met die oorlog van die slag van Armageddon met die nasies wat dan aankom en die Here Jesus wat dan verskyn op die Olyfberg. Vir hulle wat oorbly, vir hulle wat dan uit die nasies tot bekering kom in die groot verdrukking en wat nie sterf as gevolg van hulle geloof nie, maar wat lewe tot aan die einde is. Hy sê en almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefees te vier. En dit beteken die wat deel is van die nasies wat dan gered word, wat dan lewend by die verskyning van die Here Jesus op die Olyfberg is, sal lewend die 1000-jarige vrederyk ingaan en hulle sal geestelik optree om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare en om die hittefees te vier. Nou hier is interessant, die hittefees is 'n verwysing na die fees wat die Jode moet hou ter herinnering van die woestynlewe wat agter hulle is en die nuwe lewe wat voor hulle is met die eerstelingsoeste. En daarom sal die nasies
die wat oorbly nasies, sal die herinnering hê van waaruit hulle gekom het. Hulle het die wegraping gemis. Hulle het haar pad so gemis. En hulle het in die groot verdrukkingstydperk het hulle tot bekering gekom. Maar dit was 'n moeilike tydperk. Dit was 'n woestyntydperk. En hulle sal die hittefees hou om te besef, dis van waar af hulle gekom het. Maar hulle sal herinner word aan die nuwe lewe, van die vrugbare wat God in hulle lewe sal bewerk, in die 1000-jarige vrede. Is dit nie mooi? En daarom, hierdie tydperk van vrede, sal gevier word, vry van Satan se versoekings en misleidings. Maar dan sien ons ook dat hierdie vredestydperk, hierdie 1000-jarige vredetydperk, word ook die bruilofsmaal genoem. In Openbaring 19 vers 9 lees ons, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En nou wil ek jy met saam met blaai na Matteus 22. Blaai saam met na Matteus 22. En dan sal jy sien dat Matteus 22, die tema daar by vers 1, die gelykenis van die bruilof, en ek wil ons moet hom net gou saam lees, want jy moet verstaan waarom die Here Jesus hierdie gelykenisse gedeel het. En ons het gisterand het ons gesê dat die boek Matteus is hoofsaaklik geskryf vir Joodse agtergrond. Hoekom? Want Matteus beskryf die Here Jesus as koning. En wat is die verskil tussen die evangelies? Kan julle onthou wat is die verskil tussen die evangelies? Matteus beskryf Jesus as koning, Markus beskryf hom as diensknegt, Lukas beskryf hom as mens en Johannes beskryf hom as God. En wie is die wat Jesus verwag as koning? Is die Jode. Okay? En daarom die Matteus evangelie is 'n baie sterk evangelie rakende die koningskap van die Here Jesus. En nou sê hy vir ons in Matteus 22 vers 1. Hy sê Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei. Baie duidelik, die Vader wat dit regmaak vir die bruidegom en die bruid wat verbind gaan word. Maar nou praat hy van nie die bruid nie. Hy praat van hulle wat genooi word. Hy sê sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Nou wie is die diensknegte? Dis die ouens soos die profete, Johannes die Doper, wat gesê het, bekeer julle en dra die vrugte wat by die bekering pas. Paulus het in Handelinge 19 het toe hy praat met die disippels wat hy tegemoet gegaan het. En hy sê, het julle die Heilige Gees ontvang? Hulle sê nee, hulle het nog nie eens gehoor van die Heilige Gees nie. Hy sê met watter doop is julle gedoop? Hulle sê ons is gedoop met die doop van Johannes. Hy sê Johannes het gedoop met die doop van bekering. Wat verwys het na die Messias wat kom. Die profete was die diensknegte wat die volk bly nooi het. En nou sê hy hoor, weer het 'n ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei. My beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na my toe. Maar hulle het daaraan nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. Nou wil ek net sê, dit is wat gaan gebeur in die groot verdrukkingstydperk. En dis hoekom jy lees van die 2 getuies wat gaan optree en ook die 144.000 verseeldes, 12.000 uit elke stam, wat dan gaan optree om die evangelie te gaan verkondig, om die Joodse volk op te roep, om hulle gereed te maak vir wat? Vir die bruilofsmaal wat gaan plaasvind. En dan sê hy die woorde. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daar die moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Dis hoekom ons gesê, die Bybel is baie duidelik, net 'n oorblyfsel van die Joodse volk gaan gered word. Nie almal van die Joodse volk gaan gered word nie. Want daar gaan nog steeds Jode wees wat nie gered word nie. En kyk nou word die fokus verskuif. Hy sê, gaan dan, vers 9, op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie
en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die konings ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg, en werp hom in die buitenste duisternis, daar sal 'n geween wees, geknars van tande, want baie is geroep, maar min uitverkies. Ek wil so ver gaan om te sê, as mens dit probeer verduidelik, dat wanneer iemand byvoorbeeld die merk van die dier in die groot verdrukkingstydperk sal aanvaar, omdat hy bang was, hy kan nie vir sy gesin sorg nie, want as jy nie die merk van die dier het, jy kan nie koop en verkoop nie. En nou aanvaar hy die merk van die dier, want hy wil graag vir sy gesin sorg. Sy bedoeling is mooi, is jy met my? Maar die Here Jesus kom en hy verskyn op die Olyfberg en hy besef, sy tyd is verby. Want wat het hy gedoen? Hy het sy siel verkoop. Daar's 'n teksvers wat leer in die woord, moet my dadelijk vra waar hy nou staan, en oom André sal weet, waar hy sê, wat baat het 'n mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly. En daarom sal daardie persoon aan sy siel skade ly, deur die merk van die dier te aanvaar. Maar daar gaan hy dalk besef, ek het moeilikheid. Die moeilikheid is nou groot. En nou gaan hy probeer om te wil deurgaan na die vredestydperk. Maar wat mis hom? Die toegangskwalifisering, die bruilofskleed. Nie enige een gaan die bruilofsmaal kan ingaan. Nie enige een kan 'n gas daar wees nie. En daar gaan mense wees wat gaan probeer, en dan dink ek byvoorbeeld aan die tyd van Noag. Toe die mense vir Noag gelag en gespot het en die ark gebou het, en toe hy ingaan en die Here daai deur toe, en die reën begin te val, en die waterstorms kom van onder af op, en die mense besef, maar ons het moeilikheid. Ek kan nogal dink, ek het enige prentjie gesien wat vir my uitgebeeld het, waar 'n pappa sy kind omhoog gehou het, omdat hy besef het, ons gaan verdrink, en die enigste hoop sou die ark wees. Dis te laat. Dis te laat. En ek kan nogal dink dat so iemand in sy hart homself verwyd het, omdat hy nie ag gegee het op die woord van God nie. En dieselfde glo ek gaan hier gebeur. En daarom, die vredestydperk, 1000-jarige vrederyk word ook die bruilofsmaal genoem. Hoekom? Want die bruid en die bruidegom gaan saam neerkom. En dan gaan die gaste deel uitvorm in daardie tydperk van 'n 1000-jarige vrederyk rondom die bruilofsmaal, die koning wat dit vir sy seun voorberei het. Die laaste is dat hierdie 1000-jarige vrederyk gaan ook die vervulling van die Dawidse verbond wees. Onthou, wat is die Jode in afwagting voor? 'n koning wat moet kom. Die Here Jesus is ons koning van ons harte. Die dag toe ek tot bekering gekom het, word hy my koning, want hy is die koning van alle konings. Hy is die Here van alle Here. Maar op die tydlyn wat God daar gestel het vir die mens en vir die aarde, is daar 'n tyd wat gaan aanbreek om koningskap daar te vestig. En ons lees dit, ek wil die vers aan jou voor, in 2 Samuel 7 vers 12 tot 14, waar hy sê, waar die Here aan Dawid sê, as jou dae vol is, en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voorkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam 'n huis bou, dit is Salomo wat na Dawid gekom het, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees, sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n menslike roede en met die slaaf van mensekinders. 'n profetiese woord oor die ewigheid van hierdie koningskap. In Psalm 89 vers 4 en 5 lees ons, hy sê, ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid my knegt beloof. Tot in ewigheid sal ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. En dan in Openbaring 12 vers 10, wat ons al so baie gelees in die tyd, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag
en die koningskap, die eiendom van onze God geword. Op die tydlyn gaan dit van hier af geopenbaar. In Daniël 7 vers 27 lees ons. Hy sê, dan word die koningskap en die heerskappe en die grootheid van die koninkryk onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges, van die allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Die Here Jesus kom op die Olyfberg verskyn ter vervulling van die profesie rondom die Joodse volk, sodat wat kan gebeur? Sodat hulle koningskap as volk op aarde gevestig kan word. Daniël 2 vers 44. Met die beeld van Nebukadneser, onthou wat ons gesê, die beeld van Nebukadneser, wat gaan oor die Babyloniese, die Mede-Persiese, die Griekse en dan die Romeinse ryk. Lees ons hierdie woord, hy sê, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbruisel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Nou jy kan vanaand vir my die geestelike een gee, om te sê, van die begin, voor die grondlegging van die wêreld, was Jesus die koning van alle konings, en ek stem 100% saam met jou. Maar kom ons gaan op wat die woord ons net leer van die tyd. Daar gaan 'n tyd wees waar hy sê, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek. En dit beteken, iets moet gebeur. Hier in die tyd van die koninkryke van die nasies begin met Babylon. En so deur gaan dat ons vandag deel van die laaste koninkryk van die wêreld is. Kom ons met die ou Romeinse ryk. Maar wat moet gebeur? Die ou Romeinse ryk het ons gesien, deur die dier is dit 'n samevoeging van die ander 3 koninkryke saam met die 4de koninkryk in geheel. Wat moet gebeur? Die wêreldse koninkryke moet vernietig word. Sodat wat kan gebeur? Sodat God se koninkryk op aarde geopenbaar kan word. En daarom is dit baie duidelik. In 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 28 lees ons. Hy sê daarna kom die einde. Wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Hy kom as 'n koning, hy heers as 'n koning, daar's 'n laaste oorlog wat moet plaasvind, nadat hy Satan vir 'n kort tydjie losgelaat word, die Gog en Magog oorlog. En dan, wanneer daai vernietiging plaasvind, dan word die Satan in die poel van vuur gewerp. Dit is waar die einde van alles vandaan kom. Dis waar die wit troonoordeel gaan wees. En dan lees ons waar hy sê, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. En hoekom is die dood as vyand nog nie onder die voete van die Here Jesus? Weet jy hoekom? Want mense sterf vandag nog. Mense beleef vandag nog die uur van dood, die oomblik van dood, die fisiese dood. En daar gaan mense sterf in die 1000-jarige vrede. Daar gaan 'n oorlog wees waar mense gaan sterf. En wanneer die laaste sterf en die einde van alles plaasvind, dis die laaste vyand, die dood. En dan sê hy, wat hy alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is, wat alles aan hom onderwerp het. Hy het alles oorwin aan die kruis, maar alles is nog nie onderwerp. En daarom is dit baie duidelik. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. En daar gee die Here Jesus die koningskap terug vir die Vader, aan die einde van alles. Dit is die tydslyn van my en jou op die aarde. Ja, daar is geestelike goed wat ons bietjie anders te begin nadink. En sê die Here is koning vir ewig, van ewigheid tot in alle ewigheid. Is hy die koning van alle konings, en ek stem 100% saam met jou. Maar ons praat nou van die fisiese tydlyn, die fisiese gebeure, sodat jy kan verstaan waarheen is ek en jy op pad.
Waarheen is die wêreld op pad? En daarom as dit die Here se wil is, praat ek Sondag oor die tyd waarin ons leef. Die tekens van die tye. Sondagoggend praat ek daaroor. Amen.